Welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. En hierdie week op almal se lippe, ek dink ons wonder waaroor om te gesels hier Prof, die gesprek in die Withuis natuurlik, maar soos Prof genoem het, dit het dalk so 'n bietjie voor dit al begin. Ja, nee, dit beslis voor dit begin. Daar's twee gebeure wat 'n mens net in aanmerking moet neem voor jy nou by die kom ons noem maar die sirkus in die Withuis, of wat ook al ons dit wil noem. Die eerste een was die besoek van Zelensky aan Suid-Afrika. Ons het destyds gewonder, wat op aarde kom soek Zelensky in Suid-Afrika? Natuurlik het ons 'n voorstel gemaak vir vrede tussen Oekraïne en Rusland, maar toe Zelensky in Suid-Afrika kom, kon Donald Trump en Ramaphosa praat. Hulle het om die waarheid sê voor die tyd gepraat. Hy het ook voor die tyd met Putin gepraat. Daar was die eerste toegang tot Trump. Voor daai tyd is daar heen en weer goed gesê en mense het stupid goed gesê soos ons vorige ambassadeur en hy het sy werk verloor daardeur. Maar dit het 'n opening gemaak en dan in die tweede plek baie kort daarna kry ons kennis dat daar 'n vergadering gaan wees in Washington. En nog later vind ons uit dat hierdie vergadering is eintlik gebolwerk deur 'n paar golfspelers. Dat hulle het eintlik die deur oopgemaak na Donald Trump toe en vreemd genoeg, hulle was deel van die afvaardiging wat in Washington was. Die tweede deel wat baie belangrik is 'n blitsbesoek deur Ramaphosa aan Nampo. Waar ek dink hy iets gesê het waaroor hy vandag spyt is, deur te sê die ouens wat nou uiteindelik Amerika toe is lafaards. Ek dink dit was 'n dom uitlating. Ek het na die hele onderhoud geluister. As mense dit in konteks sien, dan verstaan jy eintlik wat hy probeer sê het, maar daai sinsnede gaan vir 'n baie lang ruk nog om sy nek hang. Uiteindelik kom hulle almal in Washington bymekaar. In die eerste plek begin die vergadering 45 minute laat. My eerste persoonlike indruk was, is dit ons? Hoekom is ons laat? Is dit soos met COVID, waar hy sy braaivleis vergaderings met die volk wou hou, en dan begin die vergadering 19 minute laat, of 'n halfuur laat. Ek kon dit nooit begryp nie. As 'n mens die president is, kan jy seker maak dat goed betyds begin. Maar ek het 'n antwoord. Op dieselfde dag wat ons die vergadering het met Donald Trump, moet die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers sy Big Beautiful Bill goedkeur. Dis maar sy begrotingsvoorstelle. Ja. En daar moes hy ingrypende besluite neem en hy moes 'n klomp van sy regtervleuel te woord staan. En dit het gemaak dat die Withuis 45 minute laat was. So die laat kom hierdie keer was nie ons skuld nie. Ja, ek dink julle sou gewaag het om laat te wees dan. Ek was baie bekommerd daaroor. Ons moes op dieselfde dag ook ons begroting goedkeur. Dus daai 21ste Mei was 'n dag vol baie drama, maar ek dink die belangrikste was die vergadering. Nou die vergadering begin vriendelik en die ouens is ruil boeke uit. Hoflik geweest. Hoflik. En ek dink Ramaphosa maak 'n inleiding nadat Trump 'n inleiding gemaak het. Ek dink Ramaphosa het te lank gepraat. Hy kon korter praat, maar hy is sy goeie self, die diplomaat wat ons geweet het hy is. En dan gaan die vergadering in 'n ander rad in. En Donald Trump speel die kille farmer, kille boer. Hy haal papiere uit, hy wys wat gaan skeef in Suid-Afrika. Hy wys daai kruise langs die pad by Normandie van die destydse plaasmoord wat daar plaasgevind het. En dan raak hierdie vergadering intens. En dit is wat ons noem 'n politieke lokval. Jy weet dit gaan kom, jy weet nie wanneer nie. Die groot vraag is hoe hanteer jy hom? Jy gaan hierdie houe moet ry. As jy wil aggressief raak, dan trap jy in dieselfde slaggat as Zelensky. Jy wil nie dit wees nie. Ja. Daar moet ons vir Ramaphosa goeie punte gee. Hy het sy koel kon hou. Ek dink ook, in my oog, dat
die ouens wat hy saamgebring het, wat eintlik deur Trump uitgenooi is. Ja. Rupert, Ernie Els, Retief Goosen, het goeie bydraes gelewer, veral Retief Goosen. Ek weet die Goosens boer buite Polokwane en Goosen kon met oortuiging praat oor uitdagings vir mense op plase. Die realiteit. Die absolute realiteit. Ons voel onveilig, jy's agter die sekuriteits heininge, al uit goed, die realiteit wat ons eintlik elke dag. En dit was waardevol. As jy daai selfe vraag vir 'n politikus gevra het, sou hy vir jou 'n heel ander prentjie geskets het. So dit was vir my baie waardevol. Ek dink die feit dat hy die kwessie oor landelike veiligheid, plaasmoorde, soos 'n goalbal net so deurgegee het na John Steenhuisen toe, was interessant. Nou sien ek in die sosiale media en plekke, Steenhuisen word baie gekritiseer, maar ek dink Steenhuisen het so goed gedoen as wat hy kon doen. En wat hy gedoen het, dink ek is vir Suid-Afrika belangrik. Hy het gesê, ons gaan moet kyk na veediefstal. Ja. Ons gaan moet kyk na landelike veiligheid in die breë en ons gaan moet kyk na moorde op plase. Ons gaan hierdie goed, gaan ons prioriteitsmisdade moet maak. En ek verwag stellig dat dit baie vinnig gaan gebeur. Dit is daar gesê. Dan moet hard opgetree word in hierdie. Dan moet hard opgetree word. En ek dink Ramaphosa, ek sal hom 'n goeie punt gee, vir sy optrede, maar ek dink ek sal punte aftrek vir twee goed. Ek sal punte aftrek vir die feit dat hy die geleentheid gehad het om kategories te sê die ANC steun nie iets soos Kille Farmer, Kille Boer nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit weer vir my. Hy het die demokratiese rule of law argument gebruik. Dit is nie, dink ek, wat mense wou hoor nie. Mense wou hoor, ek hou nie daarvan nie, ek wil dit nie sien nie. Donald Trump moes hom help deur te sê, maar ek sal so manne net tronk gooi. 'n Ou wat rassehaat aanvuur. Ek dink hierdie ding het in die Withuis 'n nuwe dinamika gekry vir Suid-Afrika. Tweede ding waaroor ek vir Cyril punte sal aftrek, is dat hy oor landelike veiligheid, hy self 'n boer, hy weet, hulle het by hom geld gesteel op sy wildsplaas, hy het persoonlik ondervinding hiervan, dat hy nie ook daaroor 'n sterker standpunt kon inneem nie. Maar vir die res het hy goed gedoen. Vir my is dit belangrik dat 'n mens twee goed onthou. Die een is, ons het almal intens betrokke geraak by hierdie gesprek en dit word ontleed en daar is verskillende sighoeke op hierdie gesprek. Was dit goed? Was dit sleg? Ja. Was Trump 'n clown? Was Trump goed? Was Trump 'n boelie? Was dit noodsaaklik? Al daai soort van argumente sien jy nou oralste. Ek dink wat ons moet doen, ons moet so klein bietjie tyd toelaat. Ons is nou vandag op Vrydag. Dis nou 2-3 dae gelede wat dit gebeur het en ek dink 'n mens begin nou perspektief kry oor wat eintlik daar gebeur het. En ek dink wat daar gebeur het vir my, oorhoofs, is goed. Dit is goed in die eerste plek, dat ons politici, hulle kon gedra en hulle optrede was professioneel. Dit is goed. Dit is goed dat sekere goed wat in Suid-Afrika eintlik nie aan die groot klok gehang word nie, nou internasionaal aan die groot klok gehang word. En die oomblik wat dit gebeur, gaan die internasionale media meer op die goed fokus. Selfs vanoggend toe die nuwe misdaadstatistiek bekend gemaak is, het die minister van polisie, die nuwe minister, vir die eerste keer spesifiek gepraat oor moorde op plase. En hy het spesifiek gepraat oor die rasseverdeling daarvan. Volgens die polisie se statistiek in die voorafgaande 3 maande is 4 mense doodgemaak op plase. 3 was swart en 1 was wit. Nou dis buitengewoon. Dit sê vir jou wat in Washington gebeur het, vind nou neerslag in hoe ons hierna kyk. Ja. So dit is ook vir my goed. En dit is vir my in die finale plek goed dat Donald Trump in alle waarskynlikheid die G20 beraad gaan bywoon. Dit was tog die eerste prys. Ja. En dit is vir my goed dat ek hoor dat binne AGOA, nou wat ek gehoor het oor AGOA of AGOA dan, is dat Trump en Ramaphosa die kom ons sê die uniekheid van Suid-Afrika binne AGOA gaan uithaal en dat hulle liewer daarna gaan kyk
Ek het gedink 38 Afrika lande neem deel aan AGOA, maar ek het gisterand gehoor 'n politikus praat van 32 lande. Ek is dus nie seker of dit 32 of 38 is nie. Maar dat die Amerikaners na AGOA gaan kyk as 'n omvangryke handelsplan vir Afrika en vir Suid-Afrika nie in die besonder gaan hanteer nie. Maar ons moet weet, daar is wetgewing in die Kongres wat na Suid-Afrika spesifiek kyk. Die laaste punt wat ek wil maak oor die ontmoeting is, ons was nou in die Withuis. Ons gaan weer daar kan kom. En die gesprek tussen die twee staatshoofde, dink ek van hier af aan, kan op 'n baie gemakliker voet wees, en ek dink daar is nou oop kanale om met mekaar te praat, en wat my aanbetref is dit die belangrikste. As ons die handelsooreenkoms kan kry met die Amerikaners, wat nie op 31% gaan sit nie, maar nader aan die AGOA syfers, dan dink ek was hierdie besoek 'n suksesvolle besoek. Ja. Ek het so 'n bietjie ook na die kommentaar gaan kyk op sosiale media na hierdie gesprek, en ek het baie uiteenlopende kommentaar gesien, en ek dink verskillende partye wat almal wat van die ver links na ver regs is almal kwaad eintlik vir dieselfde redes, maar is dit nie dan reeds 'n ding wat goed is? Ek kan ook sê, dit is baie in die middel gepraat, as mense dit nou so kan noem. Is dit nie dan reeds goed vir die groter Suid-Afrika, as ons nou die emosie uit dit uit gaan wegvat nie? Ja, wat ons natuurlik op die sosiale media sien, is 'n ongefiltreerde reaksie. Ja. Ouens sê absoluut wat hulle sê, en hulle gebruik direkte, harde, grove woorde om die goeders te sê. En ek dink 'n mens moet daardeur lees en besef, dit is die verskillende emosies. Maar dis hoekom ek sê, die feit dat daar 'n vergadering was, is goed. Die feit dat sekere van die kontensieuse vraagstukke, wat nie deur die Suid-Afrikaanse media goed hanteer is nie, nou deel is van die internasionale media, is goed. En as ek op my wenslysie ietsie sou wou sit, sou ek wou hê, as die regering terugkom, moet hy 'n bietjie introspeksie hou. Eerder as om ideologies te verdedig, want dis die eerste reaksie van 'n politikus, dink ek, ons moet so 'n bietjie nabetragting hou. En sê, nou wat het ons gehoor, wat doen ons en wat moet ons daaraan doen? Eerder as om net die heeltyd verdedigend te wees, want dis wat 'n ideologie doen. 'n Ideologie is hierdie bril wat deur jy kyk, wat vir jou sê, hoe lyk die wêreld eintlik? Hy is so deursigtig, dat jy eintlik nie besef jy kyk deur 'n bril nie. En as jy nou kyk na reaksies uit konservatiewe oord en uit liberale oord, ek hou natuurlik nie baie van hierdie labels wat hulle om my ou se nek hang nie, want wat konservatief is en wat liberaal is in Suid-Afrika is nie konservatief en liberaal in Amerika nie. Wat links in Amerika is en regs in Suid-Afrika is nie dieselfde in Amerika nie. So hierdie labels wat om my ou se nek gehang word, is nie baie dit help nie baie nie. Ek dink 'n mens moet soek na wat kan werk en wat kan nie werk nie, en 'n mens moet weet wat jou ideologiese vooroordele is. As Trump praat en hy wys die dokumente en hy haal die papiere uit en die printouts, toevallig was een daarvan van die DRC en nie van Suid-Afrika nie, dit het die Kongo uitgekom. Nou dis sleg. En wat die media doen, hulle begin nou fact-checking doen. Nou dis nou al lankal om die feite te kontroleer oor toesprake, en ek dink ons kan in Suid-Afrika meer daarvan doen. Veral met politici in die regering van nasionale eenheid. En dan miskien 'n laaste ding wat ek dink baie goed is, en ek het dit nêrens gesien skryf staan nie. Op dieselfde dag wat ons die begroting goedkeur, wat nou die begroting is van die regering van nasionale eenheid. Dit wil sê, die DA het seggenskap gehad in hoe die begroting lyk. En natuurlik al die ander politieke partye ook in die regering van nasionale eenheid, wat van tevore eksklusief deur die ANC hanteer is. Net so het buitelandse beleid, sonder dat ons dit gesê het, nou 'n regering van nasionale eenheid inhoud gekry. John Steenhuisen het gepraat in 'n meeting met die Withuis, wat eintlik deur die ANC half eksklusief gehanteer is. Ek dink ook dit gaan maak dat Suid-Afrika se buitelandse beleid minder skerp oorgedra gaan word. Ek dink daar gaan 'n bietjie
sagter kant daaraan kom. Ek kan nie insien dat die ANC sy posisie gaan verander nie, maar ek kan wel insien dat hulle dit met meer omsigtigheid kan hanteer. Ja. Ek het ook gehoor dat president Ramaphosa nou, daar's 'n mosie van wantroue teen hom ingedien. En dit is ook oor dieselfde tyd, maar dit het nie regtig nie skaal nie. Nee, want dit was deel van die begroting, maar dit is parlementêre tradisie. As jy die begroting indien, dan word daar 'n mosie van wantroue teen jou ingestel. Dit is maar net van die ander kant af. En hierdie keer is die mosie ingestel deur MKP, Jacob Zuma se mense, wat 14% van die parlement verteenwoordig. So die kanse vir sukses is presies 0. Okay. Nee, dis goed. Baie dankie prof, is baie interessant. As ons so vinnige opsomming gaan gee, die delegasie wat daar was, so 'n punt uit 10, net so 'n vinnige punt uit 10 vir elkeen kan gee, volgens prof se mening, wat se bydrae hulle, ek dink nie vir spesifieke partye gedoen het gemaak het nie, maar ek dink vir Suid-Afrika se geheel, of dit goed of dit sleg was vir Suid-Afrika, soos dit onder daai boog kan gooi. Jy weet nou, jy was ook by 'n universiteit betrokke. Die eerste stap om 'n oue punt te gee is paas hy of pluk hy. Ja. Kom, paas of pluk. Ons het gepaas. Ja. Ons het deurgekom. As ek oor Donald Trump moet praat, dan dink ek hoe hy ons 'n bietjie 'n lokval gelei het, gaan ek hom 'n plukpunt gee. Ek dink nie jy boelie 'n vreemde land nie. Ja. Nie die Oekraïne nie Harvard Universiteit nie Suid-Afrikaanse regering nie. Ek dink daai deel van Donald Trump se styl hou ek niks van. En dan dink ek, as 'n mens spesifiek kyk na ons president, ek sal hom 'n goeie paas gee, maar nie 'n onderskeiding nie. Ja. Hy het te lank gepraat en hy het daai 2 goed gemis wat ek net nou genoem het. Ja. Hy kon sterker uitgekom het teen haatspraak en hy kon sterker uitgekom het oor landelike veiligheid of die gebrek daaraan. Ja. John Steenhuisen kry 'n goeie paas en dan sou ek vir Ernie Els, ek wonder of ek hom 'n 5 gaan gee, want Ernie Els het gepraat, maar ek weet nie eintlik wat hy gesê het. Ja. Okay. Goosen gee ek 'n goeie 6. Want hy het die werklikheid weerspieël, en dan gee ek vir Johan Rupert, ek wil hom amper 'n onderskeiding gee, want hy het die guts gehad om Starlink op die agenda te sit. Ja. En ek bedoel, as ons Starlink kry, en ons moet dit kry, maak nie saak of dit Elon Musk sin is nie, maar in ons groot plattelandse gebiede gaan Starlink 'n absolute treffer wees. Ja, nee, dit kan 'n groot verskil maak, en ek dink landelike veiligheid, alle aspekte baie sterk aanspreek. Vir my persoonlik voel ek, as hulle terugkom van Amerika af nou, moet daar hard opgetree word teenoor die groep. Dan moet ons met spesifieke bewegings kan begin sien, waar daar nie net gepraat word nie, maar waar daar goed regtig in werking gestel word, en ons 'n bietjie oorbeweeg na aksie toe, in plaas van net 'n klomp gepraatery. Ja, jy is heeltemal reg, maar die grootste uitdaging hier is die debat in die ANC. Want hier is besig om in die ANC 'n baie interessante ding te ontwikkel. En ons gaan vorentoe daaroor moet praat. Ons is binne 'n jaar en 'n half weg van waar die ANC nuwe leiers moet kies. En dit word al hoe duideliker dat daar in die ANC 'n ander benadering is tot die opvolger van Cyril Ramaphosa. Ja. En dit wat ek in die Withuis gesien het, die rol van mense soos Rupert en dit klomp anders, sê vir my dat die ANC stadig maar seker besef dat 'n groot deel van hulle oorlewing lê in die samewerking met die privaat sektor, die samewerking met die koöperatiewe sektor en 'n beter verhouding met boere. Ja. Jy weet, mense besef dit nie altyd nie, maar as jy dit in syfers wil uitdruk, 33 tot 40,000 kommersiële boere in die land, druk dit 'n bietjie uit. Kom ons vat die boere en al die werkers op plase. En ons sê daar 700 na 750,000 werkers. Kom ons sê in die seisoen, as ons seisonale werkers intel, plus al die boere, maak dit 1 miljoen uit. Mense in die landbou. Ja. Uit 'n populasie van 62 miljoen, druk dit uit as 'n persentasie, dan besef jy dat minder as 1% sorg vir die land van 62 miljoen. Ja. Ek dink daar behoort 'n beter verhouding te wees met landbou.
Nee, verseker. Baie dankie prof, dit was baie insiggewend geweest. Ons gesels volgende week verder, dan kan ons 'n bietjie oor die ANC en die ANC se nuwe verkiesings uitpak. Indien daar nie nog nuwe nuus uitkom uit die Withuis en die delegasie wat nou terugkom nie, maar skakel weer volgende week in en gesels ons weer verder met Prof Tiel. Baie dankie prof. Plesier. Dankie.